Kom ons maak ons harte net stil voor die Here. Kyk soos die oë van die knegte is op die hand van hulle Heer, en soos die oë van die diensmaagd op die hand van haar meesteres, so is ons oë op die Here, ons God, totdat hy ons genadig is. Gemeente, genade, barmhartigheid en vrede word aan julle elkeen ryklik geskenk van God die Vader deur sy Seun Jesus Christus ons verlosser. Amen. Nou ja, dit is 'n kinderdiens vanoggend, so ek het gedink, ons gaan nou vir ou Nugget oorslaan, maar ons gaan nog steeds met die kindertjies praat. Nou ja, soos ek gesê het, as ons nie word soos kindertjies nie, dan kan ons nie die koninkryk van God ingaan nie. So, groot mense is ook kinders vanoggend. Kom ons gaan nog 'n lied saam sing. Halleluja 227, laat ons skyn vir Jesus met 'n helder glans. Kom ons staan, dan sing ons daardie 2 verse staande saam. Nou ja, die wat die Bybel saamgebring het, kom ons maak dit oop by Exodus hoofstuk 3. Kan julle onthou waar is Exodus in die Bybel? Genesis en dan Exodus, nee, die tweede boek in die Bybel. Vir die groot mense, ons sê dit vir die groot mense wat nou nie weet nie, nee. Julle weet mos. Exodus hoofstuk 3. Ja, terwyl ons net so sit, kom ons maak net ons oë toe. Dan doen ons net 'n kort gebed eers saam. Hemelse Vader, ons wil vir U baie dankie sê vir hierdie wonderlike geleentheid, 'n geleentheid waarin ons U naam kan groot maak. Here, U wat met ons wil kom praat, U wat uit die woord uit met ons wil praat, U wat U woord gegee het, wat ook dit is wat U wil hê, ons moet dan ook hoor en doen. En ons wil vir U dankie sê vir U wonderlike Bybel, wat U in ons hand gegee het, dat ons die Bybel kan oopmaak, dat ons daarin kan lees, dat U vir ons oë gegee het om dit te kan lees. Here, terwyl ons weet, daar's baie mense daar buite wat nie kan lees nie. Hulle het oë so verswak dat hulle kan nie lees nie. En U het vir ons nog oë gegee sodat ons kan sien. En daarom bid ek, Here, kom bewaar ons oë dat ons kan sien en kan lees en kan inneem wat U ook vir ons uit die Bybel wil kom leer. Bid vir hierdie geleentheid vanoggend dat U dit sal seën, dat U vir ons sal help om dit te verstaan ook, en dat ons ook sal doen wat U graag wil hê ons moet doen. Dankie vir die voorreg om so by mekaar te kan wees, en ook vir elkeen van die kinders wat hier is, en dan ook vir ons as groot mense, terwyl U ook sê, dat ons moet soos kindertjies word. Here, daardie kinderlike geloof, en daardie aanvaarding, en dit wat U vir ons wil kom leer, Here, dat ons dit kinderlik sal neem, en sal glo, as U met ons praat. Dankie dat ons kan bid vir hulle wat siek is. Ons wil bid vir hulle gesondmaking. Ons bid dat U hulle sal aanraak, U hand sal uitsteek, en hulle sal oprig. Maar Here, ook dat U die doel in elke mens se hart en lewe bereik, wat ook siek is. Ons dink aan Ansele, waar ook 'n pappa wat weg is, en daardie hartseer wat daar in 'n hart is, en familie, wil ons kom bid dat U vir hulle sal help en sal deurdra deur hierdie omstandighede, en dat hulle ook sal ervaar dat ook die goeie hand van die Here ook oor hulle oop is. Dankie dat ons kan bid vir al die ander dinge op ons lysie, en dan ook in besonder vir ons vakansie Bybelskool, wat een van die dae gaan plaasvind. Here, dat U daardie geleentheid sal seën. Stuur vir ons kinders, U weet, Here, wat is die behoefte in ons samelewing? Dat U ook sal gee dat ons maatjies sal kom en sal kom luister, ook wat U wil hê ons moet hoor. Dankie dat ons dit kan bid, en ons weet, U word daarin verheerlik. Amen. Nou ja, net so 'n gedagte voordat ons nou by die skriflesing gaan kom van die vakansie Bybelskool. Die Here was vir ons baie goed. Ons het 'n mooi bedragie gekry wat ons nou 'n klomp goed kon aangekoop het. Daar is nog so 'n bietjie goed wat ons moet koop, so ons het nog 'n geldjie nodig
maar dit is deur u gebedes alreeds wat die Here kon voorsien het. En kom ons eer die Here vir die inkomste wat ingekom het. Ons het, as daai ander 4 kindertjies nou nog gaan bykom, dan het ons 21 kindertjies alreeds wat hier gaan wees. So bid dat die Here vir ons nog kindertjies sal stuur, wat ons dan ook oor daardie tyd kan bedien. Ons het ouens wat gaan help, ons gaan bale hierso kry, ons gaan saad hier kry. Ek gaan 'n plantertjie daar op die plaas gaan haal om die plek op te maak. En hierdie week gaan ons bietjie borde en goeders verf, so as jy bietjie kunstig is, kom help vir my met die verfwerk. En dan gaan ons hierso by die saal gaan ons so 'n bietjie paar goedjies nog reg kry om dan die voorbereidings vir die vakansie Bybelskool. Dankie vir elkeen se gebedes sover. Glo die Here gaan vir ons ook ryklik saam seën. Nou ja, kom ons gaan na die woord van die Here toe en ons gaan daar in Eksodus hoofstuk 3 lees. Eksodus hoofstuk 3, die eerste 5 verse. En Moses het die kleinvee opgepas van sy skoonvader Jethro, die priester van Midian. En toe hy die kleinvee agter die woestyn gedryf het, kom hy die berg van God by Horeb. Daarop verskyn die engel van die Here aan hom in 'n vuurvlam uit 'n doringbos. En toe hy weer sien, brand die doringbos in die vuur, maar die doringbos word nie verteer nie. En Moses sê, laat ek tog nader gaan en hierdie groot verskynsel bekyk, waarom die doringbos nie verbrand nie. Toe die Here sien dat hy nuuskierig nader kom, roep God na hom uit die doringbos en sê, Moses, Moses, en hy antwoord, hier is ek. Hy sê, moenie nader kom nie, trek die skoene van jou voete af, want die plek waar jy op staan is heilige grond. Nou ja, ekskuus, jy het nou daarbo gewerk en ek hier onder gewerk. Dankie. Daai 5de versie, my so kosbare versie in die Bybel. Nou, spesiaal vir julle jongetjies, julle kinders, nê, het julle skoene aan vanoggend. Julle het skoene aan, nê. Daar's baie maatjies daar buite. Ek het vanoggend 'n dogtertjie gesien wat in hierdie koue loop sonder skoene. So as ons skoene het, moet ons eintlik dankie sê vir Jesus, nê, dat ons vandag skoene het om aan te trek. En elkeen van ons as groot mense, ek dink ons het ook 'n kas vol skoene, nê. En ons gaan vandag bietjie praat oor skoene. Trek jou skoene van jou voete af, want die plek waarop jy staan is heilige grond. Ons gaan bietjie praat oor skoene. Nou kry mens verskillende soorte skoene, nê. Mens kry sandale en plakkies, en dan kry jy hardloopskoene en gemaklike draaskoene. Jy kry, wat is casual skoene? Gemaklike skoene. Kom ons noem dit nou maar gemaklike skoene. En dan kry jy nou netjiese skoene, nê? En so kry jy verskillende soorte skoene. As jy daar by die winkel instap vandag, is daar net een soort skoene op die winkelrak? Nee, daar's baie, nê. En jy weet nie wat om te kies en wat om te los nie, nê. Want skoene het 'n mooi ding geword, veral vir meisies en vrouens, nê. Ek dink daar's baie skoene in ons kaste, want ons het baie verskillende soorte. En so is daar verskillende soorte skoene, wat vir ons vandag eintlik 'n baie goeie les wil kom leer. Daar was een keer 'n man, hy het by 'n woonstel gebly. En in hierdie woonstel wat hy gebly het, was daar iemand bo hom gewees. En elke aand as hy gaan slaap, dan trek hy sy skoene uit en dan gooi hy sy skoene daar op die vloer. En wat hoor jy as jy aan die onderkant is? Dan hoor jy daai skoene val op die vloer, nê. En dit het later aan so groot irritasie vir hierdie man geword, dat daai man besluit het een aand, as hy skoene weer gaan val, dan gaan hy 'n besemstok vat, en hy gaan teen daai dak stamp, en hy gaan vir daai ou sê, hy moet ophou om sy skoene op die grond te gooi. En so doen hy een aand, toe daai skoene weer op die grond val.
En hy stamp so en hy skree, hou op jou skoene op die grond gooi. En die volgende aand, wat dink julle gebeur? Die ou trek weer sy skoen uit, en hy laat val hom op die grond, en hy onthou, o jene, hierdie ou hier aan die onderkant het gekla, ek moet ophou om my skoen op die grond te gooi, nee. En nou, hou hy daai skoen vas, en hy wil hom mooi op die grond neersit. En hierdie ou aan die onderkant, hy luister, en daar val daai skoen daar op die grond, die eerste ene. Nou lê en wag vir die tweede ene, en daar gebeur niks nie. En later, toe skree hy net uit, laat val tog daai skoen. Partykeer raak ons so gewoond aan goed, nê. In skoene raak partykeer vir ons so gewoonte, dat dit vir ons lekker is om net skoene te dra. En hier was 'n man gewees, en nou het ek hierdie nie opgeneem, Debbie, jy gaan dit net vir my moet aanstuur, laat ek later vir die ouens uitstuur. 'n Man met die naam van Moses. En Moses het daarso in die veld het hy skape gaan oppas. En hy stuur daai skape, laat hulle lekker wei, en hy sien, ergens is 'n bos wat brand. Nou wat doen 'n bos as jy hom in die vuur gooi? Sê gou vir my, gaan hy uitbrand? Ja, hy gaan uitbrand, nê. Maar hierdie bos wil nie uitbrand nie. Hierdie bos bly, vlam is, maar hier die bos bly groen, sy blare bly groen, sy blare brand nie, sy takke brand nie, niks nie. Sou julle nuuskierig gewees het? Ek dink so, as ek so iets moes sien, ek sou nuuskierig gewees het. Ek sou al nader beweeg het. En so het Moses ook. Hy het al nader aan hierdie bos gekom, maar toe hy te naby kom, toe praat God self met hom. En God sê vir hom, trek die skoene van jou voete af, want die plek waarop jy staan is heilige grond. En dit is 'n plek waar God met Moses wou gepraat het. So baie keer in die Bybel, as ons hoor, God wil met iemand praat, het hy vir hulle ook gesê, hulle moet hulle skoene van hulle voete aftrek, want God wil met hulle praat. So wil God ook vandag met elkeen van ons praat. Nou ja, ek gaan nie vra, het julle skoene uittrek nie, want nou gaan ons hierso almal aan die slaap raak. Nee, so, ons gaan nie skoene uittrek nie. Maar ons het respek vir God, nee. Ons het respek om na hom te luister. Dit wat hy ook vir ons wil kom sê. So was daar 'n ander mannetjie. Hy was 'n jong man. En hy was hierso ook omtrent so 14, 15, 16 jaar oud. En hy het tot bekering gekom. Maar hy was in 'n koshuis gewees. En al wat hy in sy kas gehad het, hy het jeans gehad, en hy het T-hemde gehad, en hy het nie eers skoene gehad nie. En hierdie ouetjie het Jesus in sy hartjie toegelaat. Jesus het in sy hart ingekom, en hy was baie lief vir Jesus gewees. En eendag toe besluit hy wil na die kerk toe gaan, wat oorkant die skool is. En so gaan hy sonder skoene, met sy jeans en sy t-shirt, gaan hy na die kerk toe. Nou, almal daarso by die kerk is baie mooi aangetrek, en almal het skoene aan, en die kerk sit vol. En waar moet daai ouetjie gaan sit? Hy moet heel voor gaan sit, daarso op sy boude op die mat. Want daar is die plek tussen al die ander mense vir hom, die kerk is vol. En die mense het hom nogal baie snaaks aangekyk. Hierdie ouetjie wat hier inkom met sy jeans en sy t-shirt, en hy het nie eers skoene aan nie. En daar is 'n ander oomie daar agter, en hy sê die haken. Hy was omtrent so 80 jaar oud, die oomie. En hy besluit, hy gaan opstaan. En hy begin so vorentoe te loop. En die gemeente het begin snak na hulle asem. Wat gaan nou hier gebeur? Daai ou oomie
Ek wonder of iemand kan dink, wat sou daai oomie vir hom gesê het? En die dominee raak ook stil en dominee kyk, hier kom hierdie oom aan. En daai oom het 'n pak aangehad, en hy het 'n onderbaadjie aangehad, en 'n pragtige broek, en nog 'n blink paar skoene. En hy kom nou hier na vorentoe. En hulle begin toe te wonder, wat gaan hierdie oom doen? En daai oom kom, en hy kom trek sy skoene uit, en hy kom sit by daai ouetjie in die kerk, en hy kom luister. En wat sê daardie dominee vir daai mense? Hy sê vir die hele gehoor, hy sê, julle sou vandag na hierdie boodskap wat ek gebring het, sou julle niks gehoor het nie. Julle gaan niks onthou môre en oormôre nie. Maar die les wat julle geleer het, gaan julle altyd onthou. En ek hoop vandag gaan julle hierdie les van hierdie skoene, gaan julle altyd dan onthou. Nou ja, wie ken die idiome? Ken julle idiome? Daai ding wat hulle vir ons op skool geleer het, om te sê, jy's te groot vir jou skoene. Kan julle onthou? Leer julle dit nog nie op skool nie. Dan gaan julle dit nog leer. Maar hulle het baie keer vir ons gesê, en die groot mense veral, het vir die kindertjies baie keer gesê, julle is te groot vir julle skoene. Wat beteken dit? Dat kindertjies wil probeer in 'n groot mens wêreld inkom, en hulle het nog nie al die kennis om dit te doen nie, nê. So moet ons leer. Partykeer dan wil ons soos groot mense optree, maar ons kan nog nie, nê. Ons is eintlik nog kindertjies. En so is daar baie mense wat eintlik nog geestelike kindertjies is, en nog nie soos geestelike volwassenes kan optree nie. En vir hulle moet ons eintlik ook maar sê, julle is te groot vir julle skoene, nê. Is dit nie? So leer die Bybel vir ons moet maar versigtig wees hoe ons optree. En dit is wat ou Moses moes gedoen het. Ou Moses was eintlik nie baie versigtig nie. En hy sê vir God, ek wil nie die werk doen wat u wil hê ek moet doen nie. U moet maar iemand anders gee wat die werk kan doen. En wat sê die Here vir hom? Hy sê, ek het vir jou 'n mond gegee. So die Here wil graag gehad het, hy moes iets vir die Here gedoen het. Maar ou Moses was nie baie gewillig om dit op daardie stadium te doen nie. En daarom moes die Here bietjie met hom gepraat het, en vir hom kom wys het, maar ek wil jou gebruik. Nou ja, idiome soos, jy's te groot vir jou skoene. En dan, as die skoen jou pas, trek hom aan. So julle gaan dit nog leer in die skool, nê? Nou hier's 'n baie belangrike ene. Jy wil nie in 'n ander persoon se skoene staan nie. Wat beteken dit? Wanneer iemand deur baie moeilike omstandighede gaan, nê? Wanneer dit swaar gaan, dan wil jy nie eintlik in daai persoon se skoene staan nie, nê? Want jy soek dit eintlik net maklik. En dan, die ander ene wat ons baie keer hoor is, loop eers 'n myl in ander mense se skoene. Wat beteken dit? Voordat jy iets van 'n maatjie of iemand sê, kyk eers na sy omstandighede. Wees eers in daai omstandighede, voordat jy jou mond oopmaak en verkeerde dinge van iemand sê, nê. En dan, stoute skoene aantrek. Wat beteken dit? En ek wonder of jy van die groot mense gaan vir my kan sê, wat beteken om stoute skoene aan te trek? Steek jy hande op, ek sien. Ons ken nie al ons idiome nie. Hierdie ene beteken om waaghalsig te wees. Nee, ons is waaghalsig partykeer. Nou ja. Wie ken sulke skoene? Het julle ook sulke skoene al gesien? Het julle nog nie sulke skoene gesien nie? Skoene wat opgeloop is, en hard gewerk het, nê? Skoene wat hard gewerk het. Interessant, in die Bybel leer ons van sulke skoene. Deuteronomium kom sê vir ons nogal iets belangrik, Deuteronomium 29 vers 5.
en ek het julle 40 jaar lank in die woestyn laat trek. Ek wonder hoeveel van ons het nog skoene wat 40 jaar oud is. Hoe gaan skoene lyk wat 40 jaar oud is? Ek dink hulle gaan al 'n bietjie erger as hierdie skoene lyk, nê? Hierdie skoene is al so 'n bietjie deurgeloop, nê? Hulle het al so 'n bietjie 'n pad gestap. So hulle gaan nuwe sole moet kry om hulle beter te laat voel. Weet julle, daar was 'n seentjie gewees. En hierdie seentjie se naam was Roy Smith. Nou Roy Smith, hy was 'n predikant van vorige tyd, nê? So hy is al 'n ou oom, hy is al dood. Maar hy het 'n boekie geskrywe, Tales I've Told Twice. So stories wat ek 2 keer vertel het. Nou hierdie Roy, toe hy op skool was, toe hy omtrent julle ouderdom was, toe het hy 'n spesiale opdrag gekry. Hy was een van die hoofpersone by 'n skooltoneel gewees. En by daai skooltoneel was hy dan ook die ene wat die hoofrol gespeel het. So hy was die belangrike ene gewees, nê? Nou hy vertel, daarso was in hierdie tyd was daar sy pappa en mamma baie arm gewees. Hy het op die myn gewerk of by die meule gewerk. Sy mamma het maar huiswerkies gedoen en hy het nuwe skoene nodig gehad vir hierdie toneel wat hy moes gaan opvoer het. En wat gebeur toe? Hy het nie nuwe skoene gehad nie. En sy pappa en mamma maak geldjies bymekaar. En so het hulle toe vir hom 'n nuwe paar skoene gekoop. En terwyl hulle eendag besig was om so hierdie toneel te oefen, toe kom daar iemand ingebars by die saal en sê, Roy, kom gou, daar het iets met jou pappa gebeur. En hy is toe daarso na daardie plek toe, waar sy pappa seer gekry het. Maar op pad soontoe toe hy daar kom, wat hoor hy? Sy pappa is klaar, dood. Dis die lekker nie, nee. As ons pappas en mammas het, en hier so is 'n tannie wat haar pappa verloor het, en ek het ook my pappa verloor, en baie van ons het al ons pappas verloor, maar as ons nog 'n pappa het, het ons so dankbaar wees. Nou Roy en sy mamma en sy boetie het gegaan, en hulle het daardie pappa op daai windverwaaide heuwels van Kansas, het hulle gaan begrawe. En toe hulle teruggaan, toe gaan kry hulle al sy goedjies. Die ouens daar by die werk, hy het so 'n groot houtkis gehad, en hulle het al sy goedjies daarin gepak, en boop dit alles, het hulle sy hulle gevat, mooi opgevou, daar binne gesit, en toe het hulle sy skoene gevat, en sy skoene so in daardie kus ingesit. En nou Roy hulle daardie kus huis toe gevat, en hy sê, toe hy daai kus oopmaak, toe sien hy iets, wat hy nooit geweet het nie. En sy pappa se skoene het nog erger gelyk as hierdie skoene. Sy pappa se skoene was van bo tot onder stikkend geloop op daai koue vloer van daardie meule. En toe dink hy, maar ek het nuwe skoene en my pappa se skoene lyk so, stikkende skoene. En hy besef die prys wat sy pappa moes betaal, sodat hy nuwe skoene kon kry. En net so, die prys wat God vir ons betaal het, om sy seun te stuur, om vir ons aan die kruis te sterwe, sodat ons gered kan word. Is 'n prys wat betaal moes word, en daai pappa was gewillig om daai prys dan ook te betaal. Net so het God vir die Israeliete omgegee, en die Bybel sê, hy het 40 jaar lang hulle in die woestyn laat trek. Vir 40 jaar het hulle skoene nie so eers gelyk nie. Hulle skoene se sole was nog mooi, soos hierdie skoene se sole. Vir 40 jaar het die Here vir hulle gehelp. En wat beteken dit? God gee vir jou om. En God wil voorsien. Hy wil vir ons voorsien, hè? Maar ons moet hom ook bid daarvoor. Wie was al by so 'n plek gewees waar jy skoene moet aanpas?
En dan raak dit later aan vervelig. Ja, want jy kort nuwe skoene wat jy moet aanpas, en jy weet nie watter om te vat en watter om te los nie, nê. En dan voel jy later soos daai jou seentjie, jy weet nie meer of jy wil skoene aanpas of nie, nê. Maar weet julle wat? Dat daar iemand was wat bereid was om na hierdie aarde toe te kom. En hy het nie vervelig geraak oor sy werk nie, en dit was Jesus gewees. Jesus het vir ons aan die kruis kom sterf. Jesus was bereid om die wil van sy pappa en mamma te doen. Ons as kinders kon miskien gesê het, ek hou van hierdie kleurskoene of ek hou van daai, maar pappa en mamma moes die keuse gemaak het, nê, want hulle koop dit. En net so het God vir ons kom koop, met 'n duur prys. En daai prys was Jesus Christus. Hy het aan die kruis vir ons elke ene kom sterwe. En daarom moet ons ook weet, skoene is 'n baie belangrike ding. Maar daar mense in die Bybel was wat nie skoene gedra het nie. En watter ouens was dit? Kan julle dink? Die ou wat blind was, kan die groot mense bietjie dink, watter ouens in die Bybel het nie skoene gedra nie? Lyk my die skoene leer vir ons 'n belangrike les vandag. Slawe het die skoene gedra nie, nê? In die Bybelse tyd het slawe nie skoene gedra nie. Slawe se skoene was weggevat, nê? En so, daar was 'n ander seentjie ook, en hy was eintlik 'n baie stoute seun gewees, want hy het eintlik gewens sy pappa is dood. En hy sê vir sy pappa, pappa, ek soek al my geld wat vir my moet gegee word. En so maak hy sy geld bymekaar, en hy doen stoute dinge, en hy verloor al die geld, en waar eindig hy op? In die varkhok. En daarso word hy 'n slaaf. En hierdie jong man, terwyl hy daarso was, sê die Bybel vir ons, toe het hy hom by een van die burgers van daardie land gaan voeg, en die het hom in sy veld gestuur om varke op te pas. Nou, hy was 'n Jood gewees, en vir 'n Jood om varke op te pas, was eintlik 'n skande gewees, nê? So hy het 'n slegte werk gehad. Hy moes gaan varke oppas. Hy was 'n slaaf gewees. Hulle het sy skoene weggevat. En die Bybel leer dit vir ons, dat hy toe nie skoene aangetree het. Want waar sien ons dit? Toe hy daar en daar die varke gestuur is, toe sê die Bybel, en hy het verlang om sy maag te vul met die pele wat die varke eet, en niemand het dit hom eers gegee nie. Hy het die werk van 'n slaaf gedoen. En hierdie jong man besluit, maar ek gaan opstaan, ek gaan na my pappa toe gaan, want my pappa se huis is daar baie kos. In my pappa se huis kan ek gaan werk, en ek kan 'n dak oor my kop hê. Ek hoef nie hier saam met die varke te sit nie, nê? En so besluit daai jong man om op te staan, en nou lees ons in die Bybel, as hy dan vir ons sê, Lukas 15 vers 21 en 22, en die seun sê vir hom, Vader, ek het gesondig teen die hemel en voor U, en ek is nie meer werd om U seun genoem te word nie. Wat sê hy vir sy pappa? Ek wil soos 'n slaaf wees, ek sal 'n slaaf in die huis wees, dat ek net beter kan kos kry, as wat ek daar gekry het, want ek nie eers kos gekry wat die varke geëet het nie. En toe besluit hy, ek gaan na my pappa toe, en toe hy by sy pappa kom, toe sê sy pappa vir hom die volgende, maar die vader sê vir sy diensknegte, bring die beste kleed en trek hom dit aan, en gee 'n ring vir sy hande, en skoene vir sy voete. Hy kon weer in die huis kom, en hy kon een van die kinders wees wat hy eintlik was, nê? Omdat hy skoene het. Hy's nie 'n slaaf nie, hy's 'n kind. Nou leer die Bybel vir ons, maar ons kan ook een van Jesus se kinders wees. Ons kan van God se kinders wees, maar wat moet ons doen? Ons moet soos hierdie jong man besluit, ek wil nie meer die dinge van hierdie wêreld doen nie. Ek wil nie meer in die varkhokke van hierdie wêreld wees nie. Ek wil opstaan, en ek wil na Jesus toe gaan. Net soos hierdie jong man, nê?
En toe hy by Jesus gekom het, by die Vader gekom het, wat sê die Vader? Kom, ek wil jou een van myne weer maak. En ek gee vir jou skoene, sodat jy een van my kinders kan wees. En wanneer ek 'n kind van die Here word, is daar iets belangrik. Wat is daai? Skoene, tekkies, nê? Gemaklike skoene, nê? In die Bybel lees ons in Efesiërs hoofstuk 6 ook van skoene. En hierdie skoene wat ons in Efesiërs van lees, is baie belangrike skoene wat elke ene kry as hulle 'n kind van die Here word. En wat is daai skoene? Efesiërs hoofstuk 6 sê vir ons, en as skoene aan julle voete, die bereidheid vir die evangelie van vrede. Wat se skoene wou God gehad het, moes Moses aantrek? Gewillige skoene, nê? Om gewillig te wees, vir die Here te sê, Here, hier is ek, gebruik vir my. En so wil die Here ook hê, moet ons die gewillige skoene van die evangelie aantrek. As ons kind van die Here is, moet ons skoene aantrek waarin ons vir mense kan sê dat hulle gered moet word. Hoor bietjie hierdie mooi storie. Daar was een keer 'n verhaal vertel van 'n sekere maatskappy. Hulle het skoene gemaak. En hierdie ouens wat skoene gemaak het, het verteenwoordigers gehad. So hierdie verteenwoordigers word uitgestuur na 'n land toe, en hierdie een ou wat uitgestuur is, gaan sê vir daai maatskappy se baas, ek kom terug, want hierso is niemand wat skoene dra by hierdie mense nie. En na ruk toe besluit hulle, maar gaan weer iemand soontoe stuur. En hulle stuur iemand soontoe. En toe hulle daar kom, toe daai ou daar kom, toe sê hy, maar ek wil hê julle moet al die skoene van die fabriek moet julle vir my stuur, want hier is nie een ou wat skoene dra nie. Ek wonder of ons besef wat dit beteken. Party van ons se oogies is toe, en ons sien nie die geleentheid wanneer ons met mense moet praat oor Jesus nie. Ander se oogies is oop, en hulle sien die geleentheid, en hulle sê, stuur vir ons al die materiaal wat nodig is, sodat ons hierdie mense kan help, dat almal kan skoene kry. En wat se skoene moet almal kry? Evangelie skoene. Hoe gaan hulle daai evangelie skoene kry? Hulle moet by Jesus uitkom. Ek wil vra vir klein en vir groot mense, hoe gewillig is ons om ons evangelie skoene aan te trek? Dis moeilike skoene om aan te trek, nê? Maar dis die skoene wat die Here vir ons gee as ons gered word. Dan moet ons evangelie skoene aantrek. As ons staande wil bly in hierdie wêreld, moet ons evangelie skoene aantrek. Hoekom? Ons moet 'n soldaat vir Jesus wees. Ons het net nou dit gesing, nê? Stapsoldaatjie. Ek is nie 'n stapsoldaatjie nie, maar ek is Jesus se soldaatjie, nê? En om Jesus se soldaatjie te wees, moet ons die regte skoene aan hê. En wat beteken dit vir ons vandag? Ons moet die pad begin stap saam met Jesus. Ons moet ons Bybel lees, ons moet bid. Ons moet sterk gemaak word sodat ons die pad kan stap, nê? Want gaan ek vir 'n soldaat, kan ek vir julle twee sommer nou vra, kom ons gaan veg ons daar op die grens met 'n geweer en alles. Kan ek nou vir julle vra om dit te doen? Nee, hoekom? Julle is klein. Julle moet nog eers geleer word. Ek moet nog eers vir julle wys hoe om met 'n geweer te werk en so aan, nê? Net so, ons moet leer hoe om met die Bybel te werk. Ons moet leer om met Jesus om te bid. Ons moet groei in hierdie dinge, nê? Dis wat Jesus wil hê ons moet doen. Want as ons kyk na daai skoene wat hulle daar aan het, soldate het sulke skoene gehad. En hulle het moeilike terreine wat hulle moet op beweeg het. Terreine waar daar klippe was, en terreine waar daar dorings was. En as hulle nie skoene aangehad het, kon die dorings hulle gesteek het, en die klippe kon hulle gesny het.
So hulle moes die regte skoene aangehad het. Ek wil vanoggend vir u elkeen vra, groot en klein, het julle al die regte skoene aan? Die evangelie skoene, waarin jy kan sê dat ek Jesus in my lewe het. En dat ek ander wil vertel van Jesus se liefde, van hulle sorg. Hoor hierdie mooi verhaaltjie, en dan gaan ek afsluit. Daar was 'n sekere man met die naam van Wins. Nou hy was eintlik 'n swart man gewees tussen Spaanse mense. So sy klere het so 'n bietjie uitgestaan, nê. Hy het bietjie anders gelyk as al die ander mense, maar hy was 'n baie liefdevolle pappa gewees. En hierdie pappa het daarvan gehou om nie net sy eie kinders te help nie, maar ook ander kindertjies. En daar kom toe eendag 'n klop aan die deur. En hierdie persoon klop en hy maak die deur oop en hier by Wins se huis staan 'n 16-jarige seun. En daardie 16-jarige seun het nie 'n pappa gehad nie. En hy vra vir oom Wins: "Oom, sal jy my help om my das te maak?" Hy het nie eers 'n pappa gehad wat hom kom help om 'n das te maak nie, want hy het 'n groot aanbieding wat hy by die skool moes gemaak het die volgende dag. So hy het iemand nodig gehad om vir hom te help, dat hy kan mooi lyk daar by die skool. Daar aangekom, die oom het hom gehelp, sy das gemaak, en toe vra hierdie seentjie vir hom baie skaam: "Oom Wins, het jy nie vir my dalk 'n paar skoene nie?" En oom Wins het gesê: "Jong, laat ek 'n gou bietjie gaan kyk daar in daai kas." En ergens in daai kas, weet hy, was daar 'n paar skoene wat hy gekry het. Splinternuut, nog nooit gebruik nie. En hierdie skoene was oor R1000 se skoene. Splinternuut, nog nooit gebruik nie. En die Here sê binne in sy hartjie vir hom: "Jy moet daai skoene moet jy vir daai mannetjie gee." En hy stap daar in die woonstel in, en hy vir Wins, die seun gesê het: "Wag 'n bietjie." En hy gaan sê vir sy vrou: "Die Here sê binne my hart, ek moet daai nuwe skoene vir daai seentjie gee." Nou ja, hierdie is 'n nommer 9 skoen. Hoe lank dink julle gaan 'n nommer 12 skoen wees? Wie het 'n nommer 12 skoen? Daai skoen is seker omtrent so groot, nê? En hy dink toe: "Jong, ek wil nie daai nuwe skoene vir hom gee nie, maar kom ek vat maar daai nuwe skoene. Hulle is so groot, nommer 12, ek dink nie 'n 16-jarige kind gaan in daai nommer 12 skoene pas nie." En wat gebeur? Daai skoene pas presies. En hy moes toe daai nuwe skoene moes hy weggegee het. En net 2 weke later, toe voel hy hier binne in sy hart, die Here sê vir hom en sy vrou, hulle moet 'n Bybelstudie vir jong mense begin. Hulle begin 'n Bybelstudie. Hulle sou daai Sondag aand 'n Bybelstudie begin het. En hulle bestel Bybels, as daar dalk van die kindertjies opdaag, om vir hierdie Bybelstudie voor te berei. En daai aand daag daar 7 kinders op. En wie lei vir hulle? Daai seentjie met die nuwe skoene het vir hulle getrek om soontoe te kom. Wie het gedink dat daai nuwe skoene maatjie sou gebring het, nê? En wat gebeur toe? Die volgende Sondag, toe is dit nie net 7 nie, toe is daar 14 kinders wat opdaag. En weer, daai seentjie met die nuwe skoene het hulle soontoe gebring. Het ons evangelie skoene al aan, om mense na Jesus toe te lei. Mag die Here vir ons help. Dink maar aan hierdie skoene. Ons moet skoene hê, die regte skoene. Ons kan verkeerde skoene ook hê. Skoene wat ons na verkeerde plekke toe vat. Maar skoene wat ons na die regte plek toe vat, na Jesus toe. Evangelie skoene om vir ander mense van Jesus te vertel. En dan skoene
om op die regte geloofspad te loop. Die pad wat Jesus wil hê, ons moet loop. Is ons op daai pad vandag? Mag die Here vir ons help. Kom ons bid saam. Here Jesus, dankie dat U deur skoene vir ons 'n les kan kom leer. En dat hierdie skoene die regte skoene moet wees wat ons aantrek. Skoene waar ons besef dat ons 'n kind van U is. Skoene waar ons evangelie skoene het, om vir ander te gaan vertel van hierdie wonderlike Jesus wat vir ons kom red het. Skoene wat vir ons kan help om op die regte geloofpad te stap. Want U sê vir ons daar in Efesiërs dat ons daardie skoene moet aantrek om staande te kan bly, want die duiwel wil ons laat val. En wanneer ons die regte skoene aan het, kan ons op enige terrein kan ons beweeg. Help vir ons daarin, bewaar vir ons, beskerm vir ons, en gee dat hierdie boodskap van die skoene ook by ons sal bly. Amen. Kom ons gaan afsluit. Gesang 190, neem my lewe, laat dit Heer, en dan een van die verse, die 3de vers, neem my voete, skoei Heer, met bereidheid tot U eer. Mag ons vandag vir die Here sê, Here, wil die regte skoene aan hê, en dat my skoene U sal eer. Kom ons staan, dan sluit ons met dit af. Nou, ons gaan net weer 'n koffietjie kry, en dan gaan ons daar in die saal aangaan met die wederkoms boodskapies. Ek nooi U ook daarna toe. Vang die seën van die Here, gaan in sy wonderlike vrede. Mag die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die teeropsoekende gemeenskap van die Heilige Gees met U elkeen wees en bly. Amen.